Hallo almal en baie welkom by die derde leereenheid van ONWR 311. Vandag gaan ons bietjie kyk na wiskunde en liggaamlike opvoeding. Ons gaan dan nou bietjie kyk na liggaamlike opvoeding, maar ek het dit opgedeel in perseptuele vaardighede, so met ander woorde motoriese en grootmotoriese en kleinmotoriese vaardighede. Visuele persepsie gaan ons ook 'n klein bietjie na kyk, auditiewe persepsie en dan natuurlik handskrif, want al hierdie komponente het te doen met jou liggaamlike opvoeding. Nou vir inleiding wil ek bietjie hierdie vir julle ook noem. Dit is baie belangrik dat wanneer jy bewegingsaktiwiteite beplan, dat jy dit nie net sal oorlaat aan iemand wat onopgelei is of wat nie bevoeg is om daardie aktiwiteite te onderrig nie. Die onderwyser of die persoon wat bewegingsaktiwiteite by die skooltjie kom aanbied, moet kennis hê en moet toegerus wees om vir die leerders die vaardighede te leer wat hy nodig het om te ontwikkel. Ons gaan in hierdie leereenheid dan bietjie kyk na watter vaardighede is belangrik vir 'n graad R leerder en hoe om dit te ontwikkel en hoekom is dit so belangrik juis ook vir wiskunde. Ons het nogal gesien hierdie afgelope ruk is daar 'n verskriklike toename in leerhindernisse by grondslagfase leerders. Hulle perseptuele vaardighede word nie voldoende ontwikkel nie en hulle het veral 'n uitdaging wanneer hulle byvoorbeeld 'n potlood moet vashou, wanneer hulle lyfies moet gebruik. En dit kan ons ook maar toeskryf aan die digitale era waarin hulle self bevind. Met ander woorde, baie keer word daar vir maats net 'n selfoon of 'n tablet in die hand geprop en hulle moet hulle self nou maar daarmee besig hou en hulle moet die tyd verdryf net in daardie opsig met 'n selfoon of YouTube video's. En dit is ook bewys dat om 'n sleutelbord of 'n keyboard of 'n tablet of 'n selfoon te gebruik, verg nie soveel kognitiewe prosesse soos wat nodig is wanneer 'n leerder byvoorbeeld 'n pen of 'n potlood gebruik wanneer hulle moet skryf nie. En dit het 'n direkte invloed op 'n leerder se kognitiewe vaardighede, sy sosiale, emosionele en perseptuele ontwikkeling. Ons gaan dan nou afskop met die inhoud van hierdie sessie deur te kyk na perseptuele vaardighede en dit is dan waarop ons ook gaan fokus vir hierdie kontaksessie. Nou perseptuele vaardighede word gekategoriseer in twee kategorieë: grootmotoriese vaardighede en fynspiervaardighede. En albei van hierdie is baie belangrik vir wiskunde. Nou grootmotoriese ontwikkeling behels jou groot spiere in jou lyf soos jou bene, jou arms, jou skouers, jou maag, jou rug. En dis regtig belangrik dat daardie spiere voldoende ontwikkel. Dan gaan ons ook bietjie kyk na balans en liggaamshouding, lateraliteit en rigting, middelynkruising, dominansie en ruimtelike oriëntasie. Hierdie is alles perseptuele vaardighede en dit val onder die grootmotoriese vaardighede. Dan gaan ons ook kyk na die fynspiervaardighede wat nodig is vir wiskunde. En jou fynspiere is dit wat in jou hande gebeur en jy het groot spiere nodig om jou klein fynspiere te stabiliseer. So, jou handjies, 'n leerder of 'n kind se handjies moet kan knyp, hy moet kan vashou, hy moet vingerstabiliteit hê sodat hy wiskunde ook voldoende kan doen en kan lees en kan skryf. Wanneer ons kyk na grootspierontwikkeling, kyk ons na aktiwiteite soos stap, spring en hardloop. En dit is baie belangrik vir kinders om sterk bene te hê. Hulle moet gewig kan dra op hulle bene sodat hulle kan lekker rond hardloop en dat hulle ook hulle bene kan gesond hou. Dit is ook belangrik dat hulle gewigdraande oefeninge doen sodat hulle die spiere in hulle bene kan
sterk kry sodat beencelle kan vorm. En dit maak dan dat hulle bene sterker en digter is, want beendigtheid is kardinaal belangrik vir 'n gesonde liggaam. Nou, hoe kry ons dan gesonde bene en gesonde groot spiere? Leerders moet klim, hulle moet klouter op apparaat, hulle moet huppel, hulle moet galop en hulle moet touspring. Hoe kan ons dit integreer met wiskunde? Wanneer hulle byvoorbeeld klim, kan jy aktiwiteite koppel aan tel. Hulle kan balle gooi wat dan moet getel word in 'n mandjie of hulle kan dit sorteer. Hulle ontwikkel 'n sin van tyd wanneer jy byvoorbeeld sandhorlosies of timers gebruik wanneer jy buitespel aktiwiteite doen soos hardloop rondom die baan of hardloop 'n resies, dan besef hulle ook bietjie meer van tyd. Dis ook belangrik dat hulle sal loop en wanneer hulle loop of huppel, kan jy dit integreer deur gebruik te maak van vorms, lekker groot vorms wat op die plaveisel geteken is, sodat hulle dan op daardie vorm sal huppel, sal spring, soos paddas sal spring, soos eentjies sal loop. Dan kan jy ook dansies doen met 'n patroon wat herhaal en so gebruik hulle hulle lyfies tydens patrone en hulle kan ook byvoorbeeld bewegings doen wanneer hulle 'n grafiek moet invul. Soos byvoorbeeld, hoeveel keer kon Jannie met die tou spring en Sannie met die tou spring en Pieter met die tou spring? En dan gebruik jy daardie data en dit word ingevul in 'n grafiek. So hier is sommer 'n paar lekker aktiwiteite wat jy kan doen en jy kan dit dan koppel met groot spierontwikkeling en om hulle lyfies lekker sterk te kry. Wanneer hulle dan hierdie groot spierontwikkeling nie lekker onder die knie het nie en hulle perseptuele vaardighede is nie goed ontwikkel nie, het hulle ook wiskunde uitvalle. Byvoorbeeld, groot spierontwikkeling het 'n baie groot impak op hulle potloodgreep en as hulle nie ordentlik hulle groot spiere ontwikkel nie, kan hulle nie 'n potlood ordentlik vashou nie. Hulle kan nie syfertjies vorm nie, dis onleesbaar en hulle vormwaarneming en patroonvorming is baie swak. Wanneer hulle ook swak balans en liggaamshouding het, lei dit tot 'n swak postuur of 'n liggaamspostuur en hulle sit altyd baie sleg wanneer hulle op die mat sit. Hulle het altyd 'n lê houding. Hulle het altyd 'n slegte houding wanneer hulle byvoorbeeld op hulle stoeltjie sit en dit lei dan tot swak konsentrasie. Ook met lateraliteit of rigting. Rigting het ons nou al lekker baie hanteer. Dis wanneer hulle 'n omkerings maak van 6 en 9 en wanneer hulle byvoorbeeld 'n 5, 'n 7, 'n 2 en 'n 3 verwar en hulle skryf 12 in plaas van 21. Hulle sal ook dan nie 'n lekker vaardigheid hê om posisie in die ruimte te ontwikkel nie, so hulle weet nie waar is voor nie, hulle weet nie waar is bo nie, en hulle hele wêreld is eintlik half verwronge wanneer hulle nie lateraliteit en rigting bemeester het nie. Hulle kan ook nie op 'n getallelyn werk nie, want hulle weet nie hoe om van links na regs te werk nie, en hulle sukkel ook met 'n telkaart of 'n telraam. Middellynkruising is ook baie belangrik, want hulle sal nie optel en aftrek bewerkings kan doen wanneer dit nie voldoende ontwikkel nie. So hulle moet hulle middellyntjie kruis, byvoorbeeld, raak met jou regterhand aan jou linkervoet of raak met jou linkerhand aan jou regter skouer. So hulle moet hulle middellyn kan kruis sodat hulle optel en aftrek bewerkings in groter grade kan bemeester. Dis ook belangrik dat hulle dominansie voldoende ontwikkel sodat hulle links en regs kan sekerheid weet oor links en regs sodat hulle kan weet weer eens hoe om op 'n getallelyn te werk en hoe om hulle bladsy te gebruik van links na regs en wanneer hulle byvoorbeeld woordsomme lees, laat hulle kan weet dat hulle by links moet begin en na regs beweeg. Ruimtelike oriëntasie is ook ontsaglik belangrik wanneer hulle nie weet van bo en onder en die spasie wat hulle lyfies inneem in die ruimte nie, sal hulle nie grafieke reg kan interpreteer nie.
Hulle het nie 'n begrip van vorm en ruimte nie, so hulle weet nie hoe om daai twee konsepte bymekaar te bring nie. Hulle sukkel om 'n liniaal te gebruik en hulle kan nie, soos ek weer eens hierso noem, 'n getallelyn of 'n 100 kaart gebruik nie en dit is dan vir hulle 'n reuse groot uitdaging. So kan julle sien dat ons moet regtig vir die leerders geleentheid gee om te spring en buite te speel, maar weer eens wil ek hier noem dat dit baie belangrik is dat dit nie net 'n konsep is wat ontwikkel moet word sommer net deur enige iemand nie. Dit moet iemand wees wat opgelei is en spesifiek weet. Ons kan nie 'n kind sommer net ten alle tye los om heeltyd met vryspel besig te wees nie. Partykeer moet hulle ook gestruktureerd aktiwiteite doen om hulle lyfie sterk te maak en om dinge soos middellynkruising, lateraliteit en rigting op 'n konstruktiewe wyse te bevorder. Dan, soos ek ook al reeds genoem het, fynspierontwikkeling is afhanklik van die groot spiere en dit is baie belangrik vir wiskunde omdat wanneer 'n leerder se fynspiere nie voldoende ontwikkel is nie, sal die leerder nie kan ordentlik skryf nie en hy sal onleesbaar skryf en dit gaan 'n invloed hê op sy punte wanneer wiskunde assesserings gaan plaasvind. Daar is soveel wonderlike idees wanneer jy bietjie gaan navorsing doen en op die internet gaan spring en kyk wat kan alles gedoen word om hulle groot spiere te ontwikkel en hoe kan dit geïntegreer word met wiskunde. Jy het regtig die bronne is daar vir jou. Gaan besoek die bronne. Ek het hier net 'n paar foto's bygesit van hoe wiskunde, sortering, afstand, lengte, spoed, tel, patrone, al daardie goedjies gedoen kan word wanneer jy 'n liggaamlike opvoeding les beplan en jy kan dit so lekker integreer met wiskunde ook. Kyk na balans. 'n Belangrike faset van alle beweging is om te kan balanseer. En balanseer is wanneer jy byvoorbeeld bewegingsaktiwiteite doen, moet jy balans kan handhaaf om daardie aktiwiteite voldoende kan bemeester en te kan doen. Dit gee ook vir 'n kind selfvertroue wanneer hy beweeg, want hy weet hy's nie lomp nie, hy val nie om nie en hy kan dan al die bewegings voldoende uitvoer. Leerders wat sukkel met balans, het altyd ook probleme in die klaskamer want hulle kan nie lekker op hulle stoele sit nie. Hulle het probleme wanneer hulle byvoorbeeld moet aktiwiteite doen met groot motoriese spiere en dit skep vir hulle baie keer probleme. Nou, hulle moet byvoorbeeld op 'n tou kan balanseer of op bande kan balanseer en hulle moet kan klim en klouter op apparaat sodat hulle balans kan goed handhaaf en dit kan goed ontwikkel. Is ook 'n baie belangrike konsep vir liggaamlike opvoeding en ons het al bietjie gekyk na rigting in die vorige kontaksessies wat ons gehad het. Nou rigting verwys na terme soos links en regs, bo en onder, langsaan, onderdeur, bo-oor, tussen. Al daardie konsepte is verskriklik belangrik vir goeie lees en skryf fundamentele leervaardighede. Dit is ook baie belangrik dat jy sal weet wat hierdie konsepte beteken, want anders sal jy as onderwyser nie sinvolle liggaamlike opvoeding aktiwiteite kan uitwerk nie. En dit is ook belangrik dat ons vir ons leerders sinvolle aktiwiteite kan uitwerk wat hierdie konsepte dan sal bevorder. Lateraliteit
is die interne bewustheid van regs en links en waar jou middellyn is van jou lyfie. Dit is wanneer jy as 'n baba begin kruip en jy byvoorbeeld dan albei kante van jou lyfie gebruik om te kan kruip. Die probleme wat wat 'n leerder kan teekom wanneer hy byvoorbeeld nie hierdie konsepte bemeester nie, is dat hy byvoorbeeld sal woordjies skryf soos kat in plaas van tak, of hy sal nie van links na regs kan werk in sy werksboek nie. Nou, hoe gaan ons hierdie byvoorbeeld kan beter maak? Aktiwiteite soos pyltjiekaarte of groot pyle om vir hulle te wys in watter rigting hulle moet beweeg, kan as 'n aktiwiteit aangebied word. Jy kan dan ook opdragte vir hulle gee, soos raak met jou linkerhand aan jou regteroor, of gee 2 stappies vorentoe of 1 treukie na links. En jy kan dit natuurlik integreer met tel, wat dan nou integreer met wiskunde. Jy kan ook twister speel en jy kan met vorms twister speel, of jy kan vir hulle 'n patroon laat vorm in verskillende rigtings. Of hulle moet ook byvoorbeeld op 'n vorm loop wat jy met maskeerband plak of met byvoorbeeld lekker groot bordkruit aan die buitekant op die stoep teken, en dan moet hulle in 'n spesifieke rigting, jy kan pyle aandui met die vorm sodat hulle in daardie rigting beweeg op die groot vorm, en dan integreer jy weer eens dit baie lekker met wiskunde. Ons almal om 'n lyn te kry. Byvoorbeeld om die linkerhand oor te steek na die regterknie of die regterskouer. As ons meer in diepte gaan kyk, forceer dit die twee kante van die brein om te kommunikeer. Hoe meer gereeld die twee dele met mekaar kommunikeer, hoe makliker raak dit vir die brein om daardie inligting te verwerk, soos wat ons nodig het wanneer ons wiskunde bewerkings doen. Hulle sal byvoorbeeld sukkel om van die een helfte van die bladsy oor te beweeg na 'n tweede gedeelte van die bladsy, na die volgende helfte van die bladsy. Hulle sal ook byvoorbeeld emosionele probleme ontwikkel, omdat dit vir hulle moeilik is om hulle middellyn te kruis, en hulle denkprosesse is nie so vinnig nie, en dan voel hulle kry nie die dinge reg wat hulle veronderstel is om te doen nie. Jy moet met hulle die groot lui 8 oefen, dat hulle armpies swaai in 'n 8 beweging, groot motoriese opdragte, soos weer eens raak met jou linkerhand aan jou regterknie, laat hulle twister speel, laat hulle kruip soos 'n baba. Dit kan alles geïntegreer word met wiskunde. Laat hulle byvoorbeeld vorms maak met hulle lyfie. Hulle kan ryg en knip en patrone maak, sodat al hierdie aktiwiteite lekker integreer met wiskunde. Ons ook na al verwys in ons vorige kontaksessie. Dit is wanneer die kind dit moeilik vind om die ruimte om hom te ken, en hulle kan nie onderskei tussen begrippe soos voor, agter, links en regs nie. Hierdie kinders sukkel gewoonlik met omkering soos die 6 en die 9, en hulle weet nie watter kant moet die maagie van die 6 of die 9 wys nie. Dan ook het hierdie leerders partykeer probleme met volgorde van tyd. Die leerder vind dit moeilik om met behulp van 'n horlosie die tyd te bepaal, of die dae van die week of die maande van die jaar te bepaal. En ruimtelike oriëntasieprobleme gee ook probleme wanneer hulle moet skryf en wanneer hulle moet lees, want hulle weet nie op watter lyntjie hulle moet skryf nie, en na watter kant toe moet die letters beweeg om 'n sinvolle sin te formuleer nie. Dit is egter baie belangrik dat hulle buite moet speel, dat hulle aktiwiteite moet doen wat beplan is om hulle lyfies te leer ken
en om liggaamlike opvoeding sinvol aan die leerders oor te dra en te laat beoefen en te laat ontwikkel. Ons gaan nou so vinnig net ons oog gooi oor visuele persepsie en wat. Dit is die vermoë om te onthou wat gelees is en dan 'n omvattende beeld te vorm van wat jy gelees het. Nou wanneer jy nie visuele geheue het nie, dan kan jy nie groter getalle onthou wat jy lees nie en jy kan ook nie woordprobleme oplos wanneer jy wiskundige aktiwiteite doen nie. Jy het ook probleme om patrone uit te brei want jy kan nie die patroon onthou nie. Dieselfde met visuele opvolging is wanneer die leerder probleme in hierdie area het, kan hy nie die volgorde van visuele beelde of visuele stimuli waarneem nie. Dit beteken die kind kan byvoorbeeld nie prente wat in 'n sekere volgorde of gebeurtenis is rangskik nie. Hy kan nie die alfabet of syfers in die regte volgorde kopieer nie, want hy weet nie wat is die volgorde van die syfers of die letters nie. En dit kan probleme veroorsaak wanneer hy byvoorbeeld tyd doen, wanneer hulle patrone doen, wanneer hulle volgorde van bewerkings moet doen, meer as en minder as. So dis baie belangrik dat jy vir hulle genoeg geleentheid gee om hulle visuele geheue en visuele opeenvolging te beoefen. Ek gaan nie in diepte gaan oor hierdie nie, want julle het ook 'n module wat julle perseptuele vaardighede ook doen. So ek gaan nie in diepte gaan met hierdie nie. Ek wil net wel vir julle noem dat dit is die probleme in wiskunde wat leerders ervaar wanneer hulle nie hierdie twee konsepte bemeester of hierdie twee vaardighede bemeester het nie. Dan auditiewe persepsie kry ons weer auditiewe geheue en auditiewe opeenvolging. Auditiewe geheue is wanneer jy nie kan onthou wat jy gehoor het nie. En daarom sal die leerder ook sukkel om groter getalle te onthou wat die juffrou opsê, of as die juffrou woordprobleme noem, dan sal die leerder ook nie daardie woordprobleem kan onthou nie, en hulle sal ook probleme hê wanneer die onderwyser vir hulle patrone gee. Hulle sal dan sukkel om daardie patrone uit te brei, en om byvoorbeeld wanneer hulle moet tel in 'n patroon 2, 4, 6, 8, 10, sal hulle dit nie kan onthou nie, want hulle visuele vaardighede hulle auditiewe geheue is nie goed ontwikkel nie. Dieselfde met auditiewe opeenvolging is wanneer hulle nie kan dit in 'n volgorde plaas, dit wat hulle hoor nie, en hulle kan dit ook nie onthou nie. Dan gaan hulle ook probleme hê met tyd, patrone, volgorde van bewerkings en goeie soos konsepte soos meer as en minder as. Ek herinner julle dan net weer aan die klasopdragte wat julle moet inhandig die 12de April. Kom ons kyk gaan na die klasopdrag. Jy gaan hierdie stukkie van my deurlees. Ek gaan dit nie nou woord vir woord vir jou deurlees nie. So pause jou video en lees vir my dan hierdie stukkie deur. Dan die opdrag is as volg. Gaan kyk na die woord templaat wat vir julle gelaai is op e-klas en voltooi die inligting daarop deur die kennis toe te pas wat jy tydens hierdie leereenheid bemeester het. Jy moet 4 aktiwiteite uitwerk. 1 aktiwiteit handel oor balans, 1 aktiwiteit oor ruimtelike oriëntasie, 1 aktiwiteit vir middellyn-kruising en 1 aktiwiteit vir lateraliteit of rigting. Jy moet dan vir my baie mooi sê hoe hierdie aktiwiteite gaan integreer met wiskunde. Gaan jy dit byvoorbeeld integreer met 'n patrone aktiwiteit? Gaan jy dit integreer met tel? Gaan jy dit integreer met 'n tydskonsep soos byvoorbeeld wanneer hulle iets in volgorde moet plaas? Hoe gaan jy daardie aktiwiteit integreer met wiskunde? Gaan hulle dit integreer met vorms? Gaan hulle dit integreer met metings soos afstand? So dis baie belangrik dat jy dan nou vir my kyk na daai Word dokument en dan vir my verduidelik hoe dit gaan integreer met wiskunde.